Nee. Ek wil net voordat ons begin vir julle familie sê namens myself en namens die kerkraad ons innige meegevoel. Ek het die voorreg gehad om julle maat daar by die ouete huis te leer ken. Ek is nou tot my groot skokkel 4 jaar hier. So dit is so lank ek haar nou geken het. Dit is ook vir my 'n groot voorreg om die diens te mag hou. Dit is vir my baie kosbaar dat ons het paar weke terug, ek wil nou sê 2 weke terug, het kan al 3 woensdae terug wees, het ons nagmaal bedien by die ouete huis en ons het elke woensdagoggend 'n bidtuur daar. En toe het ons besluit wanneer dit in die kerk nagmaal is, sal ons ook dieselfde woensdag daar nagmaal hou, omdat die inwoners daar nie meer kan rondry en kerk toe kom nie. En toe vra die diaken wat daar is vir my, maar daar's 'n paar mense wat te siek is wat nie die bidtuur kan bywoon nie. Kan ons vir hulle privaat gaan nagmaal bedien? En ons het natuurlik by hulle gekom en eers gevra, wil jy hê? En met haar tipiese selfversekerdheid, of wat moet ek dit noem, né? Ja, het eintlik meer soos 'n opdrag geklink as 'n versoek. Ja, maar wat vir my mooi was van dit, was die ywer en sy moed die nagmaal gebruik. Daar was eintlik nie 'n keuse rondom dit. Dit was absoluut waar sy moed dit gebruik. Iets anders wat vir my mooi was, ek is baie lief vir die 2020 vertaling, dit is 'n baie direkte vertaling, en veral baie van die ouer mense het dit ook baie waardeer, omdat dit weer 'n direkte vertaling is, soos die ou vertaling wat hulle geken het, nou net in baie meer moderne en akkurate Afrikaans. En sy het toe spesiaal vir ons opdrag gegee dat ons moet 'n groot druk 2020 vertaling gaan soek, want ek moet verstaan, sy kan nie hierdie klein geskrif lees nie, en sy kan nie 'n ander vertaling volg, soos wat ek gesê het, hulle mag maar doen nie, want dit maak 'n mens vir mekaar. Sy moet die regte ene hê wat presies is soos wat ek het. Ons het vir haar toe so 'n Bybel opgespoor. So ja, dit was 'n geweldige voorreg om haar te mag leer ken het. Ek het ook 'n vermoede gehad dat sy tog op 'n tyd bietjie 'n kwaai tannie kon wees. Maar ek het haar altyd my Duitse tannie genoem. So nou het ek nie meer 'n Duitse tannie in die ouete huis nie. So ek deel dit met julle net om te sê dat sy was 'n mens wat ingeskakel het in die gemeenskap en vir wie ek verskriklik lief geraak het. En daarom deel ek vandag julle verlies en wil ek regtig bid dat die Here ook net vir julle mag troos, ook deur hierdie diens. So ek wil vra, kom ons word net stil, kom ons roep sy naam aan en kom ons vra vir die Here dat hy self vir ons sal troos in hierdie tyd. Here almagtige God, ja, baie dankie dat ons u naam mag aanroep. En ons doen dit in diep afhanklikheid, ons doen dit in diep nederigheid. En ja, Here, ons sit hier baie met gemengde emosies. Aan die een kant verskriklike verlies, verskriklike pyn. Aan die ander kant groot vreugde omdat ons weet waar sy is. Ons het geen twyfel daaroor nie. Ook saam met dit het ons pragtige herinneringe, mooi memories wat ons laat glimlag en verhale wat vertel kan word. En daarvoor eer ons u. Maar Here, ons wil bid dat u deur die Heilige Gees hier teenwoordig mag wees en dat u self die tekste wat ons lees in ons harte sal inbring en dat u sal gee dat dit vir ons troos mag wees. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek het seker vir die laaste 30 jaar gewoonte om vir die familie te vra watter teks sou hulle graag wou hê ek moes gebruik, omdat 'n roudiens 'n baie persoonlike saak is. Nou, sekere families gaan dan oorboord en kies 3 tekste, maar dit is ook reg so. Ek gaan dan die tekste lees soos wat ek dit gekry het.
Die eerste teks, en dit is op julle blaadjies ook, is Jesaja 41 vers 10. Het almal blaadjies gekry? Is daar iemand wat nie het, dan moet jy gou opsit dat hy vir jou opbring. Dankie. As jy hom oopmaak, gaan jy sien net daar bo die liedere. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, ek het 'n groot ding wat ek altyd vir die gemeente wil leer. Baie welkom, julle kan kom sit. En dit is konteks. Dat as jy enige Bybelteks regtig die impak wil verstaan, moet jy verstaan waar staan dit in die Bybel. En hierdie teks in Jesaja, wat hierdie pragtige teks is wat julle gekies het, is geskryf in 'n tyd wat dit met die volk baie sleg gegaan het. Hulle het hulle land verloor. Hulle is weggevoer uit ballingskap in. Daar is hulle in 'n vreemde land, in 'n vreemde kultuur. Daar word gespot met hulle godsdiens. En in daai haglike omstandighede. Wat iemand dink van hulle was groot besigheidsmense, almal het 'n lewe gemaak, almal het bestaan, en daar moet jy weggaan uit jou land uit. Al wat jy kan saamvat is wat jy nou kan dra. Ek meen, hoeveel goed kan jy ook nou dra? Maar dit mag jy saamvat, dit wat jy kan dra. En dis dit. En hier in die vreemde sit jy, en hier kom 'n boodskap. Moenie bang wees nie. Vir mense wat bang is, vir mense wat rede is om bang te wees, kom 'n boodskap, moenie bang wees nie. Dis nie 'n raasboodskap nie. Jy moet verstaan, God is nie besig om met hulle te raas nie. God is besig om hulle te troos. Dink gou, toe jou kinders klein was, né? Julle sal dalk onthou toe julle klein was. As jy nou bang is vir iets, dan help dit tog nie mamma of pappa beklei met jou en sê, "Ag, wat bang wees jy, né? Asof dit nou gaan maak dat jy op 'n bang is, né? Gaan dit werk?" Nooit. Wat gaan help? As hulle jou vat en jou troos en met groot liefde sê, moenie bang wees nie. Dit help. En dis die boodskap wat God bring. 'n Ongelooflike ding wat hy kom sê, want ek is met jou. Daar's die rede. Ek kan my indink. As mens ouer word, val as jy siek word, as jy nie weet wat wag volgende op my nie. Ek kan dink dis 'n tyd van bang wees. Maar hierdie troos, weter, het ook vir Tannie Janet gedra. En julle, ek het net een manier om dit regtig te verstaan, iets wat ek glo die Here vir my laat beleef het, sodat ek hierdie woorde kan verstaan. Julle weet, iemand het gaan tel en gesê, daar staan 365 keer in die Bybel, moenie bang wees nie. Ek het dit nie self ook weer gaan tel nie, ek het nie kans gesien vir dit nie. Wat my geïnteresseer het, was die rede. En in elke teks is die rede dieselfde. Daar's net een rede. En dis God se teenwoordigheid. Ons het in Heidelberg gebly, in Gauteng. Ek weet nie wie van julle kom vandaan naby af nie, maar ons het 8 jaar daar gebly, en in die 8 jaar wat ons daar gebly het, het hulle 17 keer by ons ingebreek. En een keer toe ons by die huis kom, toe is alles gesteel. Alles. So alles wat jy kan wegdra, is toe nou weggedra. Hulle het letterlik die huis leeg gedra. Die spore was daar van die treklorry wat aangetrek het. Maar toe maak dit nou dat my jongste kind, hy was op daai stadium so 4 jaar oud, amper 5, dat hy toe nou verskriklik bang is vir die nag en die donker, wat 'n mens kan verstaan. En nou dink ek, soos paas nou dink, ek gaan hom wys, hy hoef
voor bang te wees nie. En ek vat hom in die hand, en ek stap met hom daar deur die donker huis, en wys hom elke kamer, om nou vir hom te wys, maar daar is nou niks gevaar nie, ons is daar nou by die huis. En soos ek met hom stap, vra ek vir hom, maar Christian, is papa se kind nog steeds bang? En ek onthou het hy my arm geruk en na my gekyk en gesê, pa, ek kan nie nou bang wees nie, want papa is by my. En dit is die boodskap van hierdie teks. Dis die geheim van hierdie teks. Ons omstandighede, en wees nou maar eerlik, as ons ma sterf, daai dag is jy 'n weeskind. Maak nie saak hoe oud jy is. Ek gee nie om hoe oud jy is nie. Daai dag, as jou ma sterf, is jy 'n weeskind. Jou wêreld val in mekaar. En jy het rede om bang te wees. En in die rede om bang te wees, kom God en hy beloof hierdie een ding, sy teenwoordigheid. Want daar lê my troos. Dat ek het regtig 'n hemelse Vader wie se hand ek kan vashou in donker. En daar gebeur goed. Ons almal leef in families. Dit is 'n uitdaging op sigself, né? En nou in die wêreld moet dit nou aangaan sonder die ma wat eintlik altyd die een is wat die familie bymekaar hou. En daar gaan nog hoeveel goed gebeur. Eenvoudige goed wat ek dink, dit is so maklik om dit uit te sorteer en dan raak dit chaos. Nee, en alles dit staan hier op julle blaadjie, teks wat julle gekies het, nee, nie die dominee nie, julle het hom gekies. Kyk nie angstig rond nie. Want dit gebeur, ons raak paniekerig. Ons raak totaal overwhelmed, dit raak net te veel, en nou weet ek eintlik nie of ek kom of gaan nie. En wat hierdie teks vir julle wil sê is, haal net diep asem, stop net eers. Haal diep asem, en besef, die lewende God, jou liefdevolle Vader in die hemel. Men een van die liedere wat jy gekies het, is die Ons Vader gebed, né? So julle bely dat God ons Vader is. Maar daai Vader is by jou. Hy dra jou in al hierdie goed. En dit is vir my 'n ongelooflike troos. So dis die teks wat ek graag die meeste by wou stil staan. Ek wil net gou die ander tekste lees wat hulle gekies het. Jesaja 1 vers 18. Dit is toevallig die teks wat ek Sondag moet preek. So as van julle Sondag in die dorp is en julle wil dit preek, daai gedeelte uit Jesaja hoor, dan moet jy nou maar môre kom. Maar ek het nie, daar sien in Escort dan het diens, julle moet mooi rivier te ry al die pad, maar hulle is nog aan die gang. Kom tog, hoor julle die pleit? Hoor jy die pleit in God se stem? Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Dit is 'n uitnodiging van God, omdat dit iets van God se hart sê. God wil vergewe. Dis wie God is. Hy wil vergewe. Daarom hierdie smeek dat mense na hom toe moet kom. Ek het verlede jaar September, sal julle nie glo nie, het dit in ons omgewing gesneeu. Sodat my hele gemeente bekommerd was dat ek het nie by die huis gaan maak nie, want ek het toe in die Oos-Kaap gaan kuier en ons moes so deur die sneeu terugry. En in die bewolkte weer moes ek my sonbril opsit omdat die weerkaatsing van die sneeu net so wit is dat dit eintlik jou oë seermaak. En toe sê die tannie Elise het saam met my gery. En sy sê langs die pad, Rudy, dis wat die Here bedoel in Jesaja. Julle sal wit word soos sneeu. Dit is hoe skoon hy ons was. En dis die wonderlike. So, is dit vir my en vir jou 'n uitnodiging. Die ander troos is om te weet, maar dit is ook hoe skoon dan het jy net by hom aangekom het. Omdat hy ook vir haar so skoon gewas het. En dan die laaste teks wat hulle gevra het, ek moet lees, kom uit Matteus 5 uit. Dis natuurlik deel van die bergpredikasie.
Daar's baie geleerdes wat sê dat dit is Jesus se toepassing van die wet, om te sê dat as jy na die Ou Testamentiese wet kyk en vra hoe leef Nuwe Testamentiese gelowiges dit uit, dat Jesus dit so gaan toepas het. So Matteus 5 vanaf vers 13 staan: Julle is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word sodat die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. As julle wil vra, hoe gaan julle dit regkry in 'n tyd soos hierdie? Leef net met die wete dat God naby is. Dit wat julle troos is, leef net in daai realiteit. En gaan leef in daai waarheid. En dan mag dit so vir julle wees. Geliefdes, kom ons bid net saam. Here almagtige God, baie dankie ook vir die pragtige tekste. Ja, dankie dat ons geweldige troos uit die woord uit mag vind. En ja, Here, ons bely dat ons vir U nodig het. En daarom vra ons dat ons U teenwoordigheid op 'n wonderbaarlike manier sal beleef, tot eer van U heilige naam. Amen. Geliefdes, as julle nou die skakel versprei, ek gaan die opname hier moet stop, want YouTube bly vir my dreig boodskappe stuur oor enige musiek wat op dit is, want daar's kopiereg op musiek, so daar mag jy dit nie net die wêreld moet versprei, soos wat jy nou goed dink het. So sê maar net vir mense, dis hoekom dit hier gestop het, want ons gaan ook 'n paar liedere saam sing. Die liedere is op die blaaie, maar dit is ook op die bord, so jy kan dit ook daar volg. En daarna gaan ek ook vir julle geleentheid gee vir die wat iets wil sê. Baie dankie.